Welkom, graad 7 ontdekkingsreisigers. Vandag stap ons nie deur 'n digte oerwoud vol wilde diere nie. Nee, ons vaar reguit in die fascinerende, komplekse habitat van meganiese stelsels in. Hierdie oorsig is jou persoonlike safari-gids vir jou tegnologie-eksamen. Net soos diere oor miljoene jare aangepas is om te oorleef, het ons as mense slim gereedskap uitgedink om ons eie lewens dramaties makliker te maak. So kry jou waarnemingsbril gereed, want ons gaan die verborgde geheime van mechanika in jou syllabus ontrafel. Kom ons kyk gou na ons routekaart. Ons begin met 'n inleiding tot meganismes, dan sny ons die anatomie van 'n hefboom oop, daarna bereken ons meganiese voordeel en laastens sluit ons af by die 3 klasse hefbome. Reg, kom ons duik in. Afdeling 1. Inleiding tot meganismes. In hierdie mekanisiese wildernis begin ons by die absolute begin met vraag 1. Wat presies is 'n mekanisme? Dit klink dalk na 'n vreeslike tegniese en intimiderende woord, maar die werklikheid is doeteenvoudig. 'n Mekanisme is regtig net 'n stel bewegende dele wat saamwerk om werk makliker te maak. Jy weet, dink daaraan soos 'n trop wilde honde. Elke individuele hond het sy eie spesifieke rol, maar hulle werk in perfekte harmonie saam as 'n span om 'n groter doel te bereik. En daardie laaste paar woorde is absoluut kardinaal, om werk makliker te maak. Dis letterlik die hele bestaansdoel van enige mekanisme. Dit bring ons by ons volgende groot ontdekking. Vraag 2. Wat is 'n hefboom? In die natuur gebruik 'n olifant byvoorbeeld sy slurp as 'n magtige instrument om swaar takke af te breek. Maar watter soortgelyke elegante instrument gebruik ons om ons krag te vermenigvuldig? Wel, 'n hefboom is 'n eenvoudige mekanisme wat bestaan uit 'n stewige staaf wat om 'n vaste punt draai. Dink net hoe fenomenaal dit eintlik is. Dis net 'n staaf, maar deur bloot heel die eenvoudige staaf oor 'n vaste punt te laat wankel, verander ons heeltemal die manier waarop fisiese kragte werk. Dit is sonder twyfel een van die oudste en slimste oorlewingsinstrumente wat die mensdom nog ooit uitgedink het. Afdeling 2. Anatomie van 'n hefboom. Om te verstaan hoe enige organisme of stelsel leef en werk, moet ons sy lewensbelangrike organe ken. So, vraag 3 vra vir ons, noem die 3 belangrike komponente van 'n hefboom en gee hul ooreenstemmende simbole. Wat laat hierdie mekanisme presies stik? Hier's jou 3 noodsaaklike komponente. Eerstens is daar die steenpunt, wat ons ook die spilpunt noem. Sy simbole is 'n hoofletter SP, of daardie klein wiskundige driehoekie. Tweedens het ons die mag of insitkrag. Daardie simbool is 'n M, of 'n pyltjie wat afwaarts wys. En derdens is daar die las of vraag, wat doeteenvoudig aangedui word deur die hoofletter L. Jy gaan beslis hierdie 3 en veral hul simbole, soos jou eie naam moet onthou vir die eksamen. Kom ons groepeer nou vrae 4, 5 en 6 lekker saam om dinge te laat vloei. Wat is die presiese wetenskaplike definisies van elkeen van hierdie 3 komponente? Met ander woorde, wat is hul werk in die wildernis? Die steenpunt is daardie noodsaaklike, vaste punt waaroor die hele hefboom draai. Dink aan dit as die elbowgewrig van die stelsel. Die mag is die raukrag wat jy met jou hand toepas. Dis die energie wat jy insit om die werk te begin. En laastens is die las, doeteenvoudig die fisiese gewig van die voorwerp wat jy desperaat probeer lig of skuif. Hulle werk altyd in harmonie as 'n span saam. Afdeling 3. Berekening van meganiese voordeel. Voordat ons kan agterkom presies watter magiese kragte ons stelsel lewer, moet ons 'n bietjie wiskunde doen. Vrae 7 en 8 vra, wat is die formule om hierdie meganiese voordeel te bereken en, uiters belangrik, in watter eenheid word jou krag en jou las gemeet? Dis gelukkig 'n baie maklike formule. Mekaniese voordeel is net jou las gedeel deur jou mag. En hier is die groot geheim. Beide krag en las word gemeet in Newton. Dit word met 'n hoofletter N geskryf. Mense, as daardie eksamenvraestel voor julle lê, moet asseblief nooit daardie hoofletter N vergeet nie. Dis 'n ononderhandelbare wet in hierdie omgewing. Reg, so as ons nou vrae 9 en 10 bekyk, raak dinge regtig interessant. Wanneer ervaar ons 'n goeie meganiese voordeel en wat deksels beteken dit as ons met 'n meganiese nadeel opgeskeep sit? 'n Goeie meganiese voordeel is wanneer daardie som vir jou 'n antwoord gee wat groter as 1 is. Dis presies wat ons soek. Dit gebeur wanneer die steenpunt lekker naby aan die las is. Die resultaat, jy gebruik drasties minder mag om 'n baie swaar voorwerp te lig. In skrikkelike kontras hiermee is 'n meganiese nadeel wanneer jou resultaat kleiner as 1 is. In hierdie situasie werk die masjien as dit ware teen jou. Dit voel amper onmoontlik om die las te lig.
En dit gebeur omdat daardie lewensbelangrike steunpunt heeltemal te naby aan jou eie hand en mag verskuif het. Wat my by vraag 11 bring, en dis 'n fantastiese klassieke strikvraag wat onderwysers mal oor is. Wat dink jy is die meganiese voordeel as die steunpunt presies tot op die absolute millimeter in die middel van die hefboom gebalanseer is? Die antwoord is 1. Dit beteken jou meganiese voordeel is presies gelyk aan 1. En soos ons sopas gesien het, as dit nie groter as 1 is nie, het jy wetenskaplik gesproke geen werklike voordeel nie. Jy sit presies net soveel krag in as wat die voorwerp self weeg. Plant hierdie inligting diep in jou geheue, sodat jy nie in daardie strik trap nie. Afdeling 4. Die 3 klasse hefbome. Net soos bioloë verskillende diere in spesies klassifiseer sodat ons hulle beter kan verstaan, groepeer ons hefbome in verskillende klasse. Maar om 'n goeie identifiseerder in die veld te wees, moet jy vraag 12 kan beantwoord. Hoe word die klas van 'n spesifieke hefboom bepaal? Hier's die absolute goue reël vir jou oorlewingsgids. Dit word altyd bepaal deur watter komponent in die middel lê. Jou oë moet dadelik net op die middel fokus. Is die steunpunt daar, die las of dalk die mag? Die ouetjie in die middel vertel dadelik vir jou watter klas hefboom voor jou staan. Kom ons maak dit nou heeltemal prakties. Ons groepeer vrae 13, 14 en 15 en kyk presies wat 'n eerste, tweede en derde klas hefboom is. En nog beter, ons gaan kyk na herkenbare voorbeelde wat in jou eie alledaagse omgewing wegkruip. Kom ons wandel stadig deur ons veldgids. By 'n eerste klas hefboom staan die steunpunt trots daar in die middel. Jou beste voorbeelde hier is 'n skêr wat papier knip, 'n klouhamer en daardie klassieke wipplank in die park. By 'n tweede klas hefboom het die las na die middel verskuif. Dink net aan hoe die swaar grond reg in die middel van 'n kruiwal lê, of van 'n nootkraker of selfs 'n botteloopmaker. Laastens kyk ons na die derde klas hefboom. Hier is die krag wat jy lewer, die mag, netjies in die middel. Perfekte voorbeelde hiervan in aksie is 'n klein penset, 'n graaf wat jy in die tuin druk, 'n lang visstok en selfs jou juffrou se krammetjiestrekker. Hierdie masjiene is letterlik oral as jy net fyn genoeg kyk. En daarmee bereik ons die einde van ons opwindende meganiese safari. Terwyl jy vanaand al hierdie feite vir die eksamen vasmaak, wil ek jou met hierdie uitdagende vraag los. Watter hefbome kruip op hierdie oomblik in jou eie huis weg? Gaan wees bietjie 'n waarnemer, gaan kyk in die kombuis of die motorhuis. Kan jy hulle vind? Kyk wat in die middel is en as 'n eerste, tweede of derde klas klassifiseer. Ek is absoluut oortuig jy kan. Baie sterkte met jou graad 7 tegnologie eksamen. Jy's nou volwaardig toegerus as 'n kenner van hierdie meganiese natuurlewe. Hou altyd aan ontdek